Dankie Here vir die voorreg wat ons het, Here, om hier in die teenwoordigheid te wees, Here. So, Here, U is so teenwoordig hier so vanmôre, Here. Here, ons het nie nodig om te sien, ons weet U is hier, Here. Here, U is waardig, U is heilig, Here. En Here, U salwende teenwoordigheid en U olie is besig om te vloei hier so deur die upper room, Here. Here, ek kom bid vanmôre dat elke woord wat gespreek word, Here, of dit deur my mond is, of dit 'n woord is na die tyd wat U bedien, Here. Maak nie saak wat dit is nie, Here. Kom bring iets spesiaals vir ons elkeen, Here. Here, dankie dat ons kan optrek na U huis toe. Dat ons kan uitroep, heilig, heilig, heilig is U, Here. O, Here, U is so groot, Here. Ons kan dit nie beskryf in menslike terme nie, Here. Dankie, Here. Dankie dat vanmôre word daar juke gebreek alreeds. Here, sommer hier tussen in praise and worship, Here. Here, U het nie nodig vir 'n woord om gespreek te word nie, want waar U beweeg, Here, o, U is wonderlik, Here. Dankie vir ketting, dankie vir juke, dankie vir stronghold, dankie vir alles wat U breek nou in Jesus naam, o Here. Here, ek kom bid, wees met my, Here. Salf hierdie lippe van klei vanmôre, o Here, sodat dit wat gesê word uit en uit die troonkamer sal kom. Onversteurd na elke oor hier binne in die upper room, daar by die huis. Maak nie saak waar hierdie boodskap gekyk word nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen en amen. Sjoe, wat 'n praise and worship, julle. Hoe wonderlik om te weet ons koning is hier vanmôre. Toe ek hierdie deel gekry het, toe kry ek eers net 'n prentjie en ek dog vir myself, ek is nie die tipe ou om 'n rustige boodskap te bring. Ja, Here, hoe maak ons hierso? Maar Here, spreek, ek luister. En ek bid vanmôre dat elkeen van julle sal luister, dat julle sal hoor. Here, ek bid vanmôre dat elke geestelike oog oop sal gemaak word, om U te sien. Niks anders te behalwe U. Wat U wil sê, wat U wil doen, Here. Doen slegs U wil, Heer. U wil met ons elkeen. Amen. Dit vat nie baie nie, ons kan net die onder mekaar gesels. Ons kan daar buite in Tekkers loop en waar ook ons 'n winkel hoor. En al wat ons hoor, is dat dinge is nie meer soos wat dit was 10 of 15 jaar. Elkeen sal vir jou 'n storie vertel, maar dit was so, en dit was hier, en dit is daar, en dit is so. En ek dink ons kan vir mekaar soos heiliglik lewe ons nie in gewone tye nie. Maar altyd wat ek doen is, as mense so praat, dan dink ek myself, kom ek in die Bybel voor, en die Here gee vir my die volgende 2 skrifte, en ek wil graag vir julle lees. En die eerste kom uit Habakuk uit, nou 'n groot gedeelte van die boodskap, het die Here my wat Louis bedien uit Habakuk uit. Alhoewel ons nie baie skrif uit Habakuk gaan lees vandag nie, is dit waar die Here my uit bedien het vir die woord. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie. Skree ek tot U, geweld, maar U help nie. Waarom laat U my onreg sien en aanskou U die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is stryd en twis begin. Ewen Dawid, Psalm 13, hoe lank, Here, sal U my alweer vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordrag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Julle, as ons rondloop, soos ek net nou gesê het, as jy die TV aansit vir die wat nuus kyk, as jy rondbeweeg op YouTube, maak nie saak waar jy is nie, kan ons sien dat daar is aardbewings, daar is nasies wat sidder weens oorlog en hongersnode en al hierdie goeie sak toe. Daar's misdade in ons land wat toeneem, dis op 'n hoogte. Die stede brand oral oor die wêreld en die wêreld verbrokkel voor ons oë. Die natuur roep ewen uit. Ons het orkane en vloede en pla en pes. En dis net die natuur rampe wat ek so vanaf wil noem. Die skepping roep uit, maar die mensdom bly stil. Hulle wil nie terugdraai in repent na die Here toe. Die woord sê in die eindtyd gaan hierdie dinge gebeur, en as een wat sien, daar word gekla. Die manne is 'n bietjie stil. Manne, doen julle grocery shoppings op die dame? Dame. Jy het nie 'n vrou by die huis en sê, woe, die melk.
Julle moet sien die lampjop. Dinge is besig om te verander. Dinge is besig om met 'n spoed te verander. Vir die van julle wat wil weet oor geestelike dinge, as ons 'n bietjie gepraat daaroor, wanneer ons gesels met mense in die winkels, ons hoor depressie en die worstelinge en die verwerping en die minderwaardigheid wat mense het. Dinge is besig om te boil en dit laat ons op 'n punt wat ons wil uitskree, hoe lank, o Here? Maar ek skree nie vandag uit, hoe lank gaan ons suffer nie. Ek skree uit, Here, hoe lank voordat U ons kom haal? Here, hoeveel tyd het ons oor? Here, hoe rein is ek? Is ek gereed om te gaan as U my kom haal? Iemand eendag met my 'n droom wat hy gehad het en hy sê, hy het wakker geword met hierdie bruis van bassyne en toe hy uitstap sien hy al hierdie mense saam met die engele en hy roep 'n engel en hy sê, maar ek het reg gelewe, ek het my dinge gedoen, maar ek gaan nie saam nie, wat gaan aan? En die engel sê vir hom, jy het nie geloof nie. Of vanmôre kom vra, waar is jou geloof vanmôre? Waarin staan jy in lewe en dood? Dis my enigste hoop dat ek in Jesus Christus leef. Amen. Amen. Julle is te stil vanmôre. Julle is te stil vanmôre. Vanmôre wou ek julle opbeer deur middeltoe te kom, want jy sien toe Jesus in die dorp aankom, toe staan hulle so erewag vir hom en hulle skree, Hosanna, Here Jesus salvation, Here ons roep uit na U vir redding. Ek het julle middeltoe geroep, hy kom hier naby. Maar julle stil. Wat gaan aan vanmôre? Wat gaan aan vanmôre? Julle wil blaai na 2 Konings 6 toe, dit gaan deel van die skrif raak. En daar sien ons ook iemand wat wil weet, wat gaan aan? Hy is net nog koning en hy is koning. Right, ek gaan hom wel op die bord ook sit, maar as 'n gedeelte wat ek sommer net so vinnig wil verduidelik voordat ek hom op die bord het. So wat hier gebeur het is, koning Aram beplan die heeltyd 'n aanval teen Jerusalem en teen Israel. Die heeltyd is hy besig met oorlog. Maar elke keer weet die koning presies wat gaan gebeur. En daar is 'n profeet in die land. Is daar 'n profeet vandag in ons land? Wat is dit? Is daar 'n profeet vandag in ons land? Ja, want ons is geroep as priesters en profete. Kom manne, waar is ons vanmôre? Nou die koninkryk van Aram is die hedendaagse Sirië. Nou om julle 'n indikasie te gee van Israel. As ons nou so sal kyk na Israel, want ons die Gaza strook aan hierdie kant en ons het Egipte hierso, dan lê Israel so. Dan hier in die bokant hierso het hulle wat hulle nou vandag noem die Wesbank, wat Samaria eintlik was, maar hulle erken nie Samaria nie weens verskillende redes. Samaria en net bokant dit het jy vir Libanon en daai gedeeltes daar. Dit is Sirië. Dit is daai koninkryk daarso wat vir Israel aanval. Met ander woorde, hedendaagse Hezbollah wat Israel aanval. So hierdie oorlog is nog die heeltyd aan die gang, wat loop back and forth en dan verdeel ons die land en dan herdeel ons die land en al hierdie dinge. Maar almal is gevestig die heeltyd op die Midde-Ooste van wat gaan met Jerusalem gebeur. Want die woord sê ons moet kyk wat daar gebeur, want dis die tyd wat klop. Maar ek wil vandag vir julle kom sê, Jerusalem is nie in die Midde-Ooste nie. Want daar sal nie vrede kom voordat Jesus nie kom. Jerusalem sit hier binnekant. Nou hoekom nie dit nie? As ons gaan kyk na al hierdie celebrities, hulle het hoope geld, hulle het tonne roem en al hierdie dinge. En hy is besig om ver vooruit te spring. Hulle het al hierdie dinge. En hulle druk al hierdie geld en al hierdie karre en al hierdie vroumense en al hierdie dinge en alles stoot hulle daarin en hulle kry nie daai gat binne hulle toe nie. Hulle kry nie daai vrede nie. Dit bly die heeltyd onmin. Dis die heeltyd oorlog en dis hierdie demoniese magte wat inval en niks werk uit vir hulle nie. Totdat hulle eventueel op 'n punt kom en hulle gaan sit op die punt van hulle bed. In hierdie miljoene rande se huis, met hierdie groot kamer met 'n bed wat so duur is, jy kan nie die nommer uitspreek nie. En hulle sê, dit kom tot niks. Ek het niks nie, ek is leeg, ek is empty. Want jy sien, toe die Here my en jou gemaak het wat hier sit vandag, het hy ons gemaak met 'n oneindigende groot void binne in ons. Hoekom? Want ons God is 'n oneindigende God. Dis 'n spot wat gemaak is vir die vuur van God, die Heilige Gees, die inwoning van God. Jy kan nie enigiets van die wêreld daarin sit om dit vol te maak nie, want net
Die oneindigende God kan dit volmaak. En voordat ons dit nie beleef nie, kan ons nie vrede kry nie. Want wanneer ons daai gat vol het, met die God wat binne in ons leef, en hy's vol, kan enigiets my struik, want ek kan sê, maar my lewe is in die Here se hand. Halleluja! Amen! Assy, prys die Here daarvoor. Is daar 'n profeet in die huis vanmôre? Amen! So, Elisha het nou die hele tyd gewaarsku daarso, ek wil so vinnig opvang. En hierdie koning raak toe nou gefrustreerd en hy sê, maar hoe werk dit? Wie in my mag is besig om te skinne? Hoor julle wat ek sê? Wie is vandag besig om in die koninkryk te sien? Want jy sien, ewen die vyand kom agter. As dinge nie reg is. As daar geskinder word in die koninkryk, kan die koninkryk nie staan. En die vyand Satan homself kom met presies dieselfde ding. In die gemeente. Hy probeer divisie veroorsaak deur skinder. Dink 'n bietjie mooi. As ek nou hier by Frans kom. Ja, as divisie. Julle wil weet waaroor ek praat. Maar hoekom is Louis en Frans nou weet? Môre sit groepie. Divisie. 'n Huis wat in divisie staan, kan nie staan nie en sal op homself inval, sê Jesus Christus. Hy kom agter daar word verskillende dinge is nie reg nie. En hulle sê vir hom, nee, maar dis nie ons wat uitpraat nie. Maar daar's 'n profeet in die land. Daar's 'n profeet in die land. En hy stuur hulle uit en hy sê vir hulle, gaan soek hierdie profeet, ek wil met hom praat, maar ons weet almal hy wil nie met hom praat. Hulle sê vir hom, hy's in Dothan. Ja, net daai deel wat ek nou gereed het. Dan kom ons by hierdie gedeelte. So, hier wil ek begin deur vir jou te sê, as jy besig is om die Here se wil te doen, besig is om die Here se werk te doen, sal altyd mense van die wêreld wees, en owerhede in die wêreld, en magte van die wêreld wat jou gaan teken. Hulle gaan altyd teendruk teen dit wat God se plan is. As jy geroep is, en ons almal is geroep, en jy is besig met iets, en jy kry nie teestand nie, sou ek sê met jou aan. As jy besig is om te loop in God se koninkryk, as jy besig is om iets te doen, sal jy teestand kry. Ek kan jou garandeer toe Frans het die gemeente gebou. Frans, almal was happy, hulle het jou goed aangedra, né? Né? Almal was happy. As ek die een in die land se petisie geteken, hy is so bly om dit te sien, né? As jy besig is met die koninkryk van God se werk en teestand kry, en ek is seker Elisha, sorry, ruil ek al weer om, het dieselfde geweet. En daarom het hy vir sy diensknegt gesê, onthou, ek is besig om die koning te help hierso en is God se werk, maar iewers gaan die vyand vir ons kom. Iewers gaan hy kom. Jy moet wakker staan. Jy moet weet dit gaan gebeur. En dis in die oomblik waar ons nou is, net voor ons die skrif begin, waar die diensknegt uitkom. En ek wil hê julle moet kyk waar wie se oë is. Ek begin by 2 Konings 6 vers 14. So het hy, en dit is nou die koning van Aram, dan daarheen perde met strydwaans en swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom, en die stad omsingel, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons nou? Hoe sal ons maak? Die woord van God sê elke keer vir ons, soos ons lees, wat in die intye gaan gebeur. En dan is nog steeds mense wat kyk en sê, hoe gaan ons maak? Wat gaan aan in hierdie wêreld wat uit mekaar word? Nee, laat dit. Kyk hoe lyk die strate. Ja, die kinders kan nie eens meer buite speel word hulle gesteel. Dan dit, dan dat. Daar's die hele negatiewe nuus. Die woord waarsku ons, en nog steeds het Elia, man van God, die diensknegt gewaarsku en gesê, wees attent, hier kom dinge, en toe dit gebeur, wat is nou man? Jy sien, die dienaar draai na 'n mens toe. Hoe gereeld in ons land hoor ons, hierdie land gaan net regkom as die volgende bewind kom. En met God se woord is nie, stem ons saam met hulle, het ons deel gevorm van die wat die woord van God uitgevoer het. Uit die skole uit, die regering uit elke afdeling van die regering. En dan wil ons nog steeds vra, ag my Heer, hoe nou? Ag nee, dan is dit lekker. Ag nee, hoe dit gebeur?
Maar kyk vir Elia, kyk waar sy oor. Maar hy antwoord, vrees nie, want wat by ons is meer as wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perdewaans, en vuur rondom Elisa gewees. Al loop ons in 'n land, al loop ons in 'n plek, in 'n area, waar ons kan sê, soos ons nou net gesê het, die Here het hulle probeer wegstoot, al is die land vervloek, is meer met ons, kinders van God, as wat met die vyand is. Al kom hulle met wat se slim plannetjies oor een van die dae, ek gee nie om nie, want meer is vir my as wat teen my is. Want groter is hy wat binne in my is, as hy wat in die wêreld is. Want die Here het al reeds sy planne verblyf in Jesus naam. En hy gee vir my, jou, elkeen wat hier sit vandag, die autoriteit in Lukas 10:19 en sê, julle sal op wat doen? Amen. En wag oor wat? Al die planne van God. Hy is reeds defeated, maar wat doen ons? Wat nou? Amen. Dit het tyd geword vir ons om op te staan. Dit het tyd vir ons geraak om te sê, in plaas daarvan, om na rond te kyk en kyk, waar is die golwe besig om te slaan, waar is die golwe besig om in te kom, terug te kyk na Jesus en te sê, ons weet waar is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Sien, Elisa wys hom direk na die Here toe. Waarheen wys ons mense toe in te word met probleme? Na pilletjie toe? Na vitamienetjie toe? Na dokter toe? Na goeie beraader toe? Daar is net een pil, en dit is die gospel. Daar is net een dokter, en sy naam is die hoogste geneesheer wat daar is, sy naam is Jesus Christus. En hy is so goed, dat hy al reeds elke siekte wat is, was en sal gekom het, oorwin het deur die streephou van sy bloed. Amen. Waarom hardloop ons eers na 'n dokter toe, eers na 'n pil toe, eers na 'n mens toe, as ons eers na Jesus moet hardloop? Dis soos om 'n Formule 1 kar in 'n rally te probeer sit, en jy verstaan hoe kom werk het. Maar hy staan binne. Hy is nie gebou daarvoor nie. God het my en jou gebou. Hy weet presies wat elkeen van ons se flaws is, wat elkeen van ons se sterkpunte en swakpunte is. So hoekom wil ons by iemand anders te hoor wat dit is, as hy klaar weet, en vir jou kan sê, maar dis wat jy nodig het om te doen. Johannes 4, vanaf vers 4 tot 19, wil ek ook so 'n klein bietjie aanraak, en ek gaan net 'n paar van die skrifte daar op die bord sit. Jy sien, as ons gaan lees, van 4 tot 19, sal ons sien, dat liefde is die kern van God se wese. God is liefde. God kan niks anders wees as liefde nie. Nou gaan almal sê, maar as hy liefde is, hoekom gebeur die dinge wat gebeur? God is liefde. God is 'n regverdige God. God gaan jou nie forceer om iets te doen wat jy nie wil doen nie. Die woord is nie reg nie, maar ek gaan sê hy's 'n perfect gentleman. As jy dit wil gaan doen dit dan nou maar. Maar dit is nie die plan nie. Maar as jy nie na my toe kom, wat God is nie, as jy nie na God toe kom en God vra, Here, wat is die plan nie? En dinge brand, kan jy nie vir God blameer vir dinge wat gebrand het nie. En dis presies waar ons sit vandag. Ons is te geneig om te hardloop. Jy hoor iets en jy gaan doen en kom terug en die Here sê vir my, ek het nie met jou gepraat nie. Ek het met daai gepraat, jy het verkeerd geluister. Koop ons die tyd uit om by God se voete te gaan sit en sê, Here, wat is die plan? Here, hoe moet ons vorentoe? Here, ons wil gaan siele wen. Here, wat is die plan? Waar wil U hê moet ons gaan doen? Wat is die plan, Here? Wat is die plan, Here? Watter area moet ons gaan bedien? Here, wat moet ons saamvat? Jy sien, wanneer ons besig is met uitreike, is dit maklik om uit te reik na daai area toe en te hoor, wat is nie.
Maar wanneer jy uitreik en jy gaan na God en sê, Here, wat wil U hê moet ons daar gaan doen? Kan die paar broodjies en die paar stukkies visies wat daar is, hulle 'n hele maand oorleef, uit een maandjie uit. Want dis die Here wat ons dien. Ons het nodig om weg te beweeg van ons eie verstand, van ons eie doen en late, van ons eie krag, en staat te maak op dit wat God het. Want as ons op sy ekonomie werk, sal ons nie die woorde gebruik, daar's nie geld nie, sal ons sê, ons gaan dit doen wat die Here het gesê. Want ons is klaar by die Here, ons het klaar geweet wat sy plan is. Dis die verskil. Kerk is besig om te krimp, kerk is besig om leeg te loop, en wat doen mense? Nee, ons het mooi liggies uit. Pragtige liggies. Ons het hier die masjiene wat so, gaan so. Weet jy wat dit beteken vir my geestelik, maar stoop. En ons kyk, ja, hier is nou ene daar, julle gaan nou sing. En mense kom, want almal wat hier voor staan kan sing, hulle kan te mooi sing. Maar die woord van God het nooit gesê, dat om te praise and worship is net vir 'n selected few wat voor moet staan en pragtig en cute lyk nie. Nee, die verantwoordelikheid om te praise and worship is my en jou, elkeen wat hier sit sinne, en wat die wêreld kom doen het, is al het alles verdraai, en gesê, dis net 'n elect few wat kan. Julle moet maar net sit en luister. Want wat gaan gebeur? Kom ons praat eerlik met mekaar vandag. Die regering is klaar besig om kerke te probeer uithaal. Hulle is reeds besig daarmee. Hulle is reeds besig daarmee om te probeer om te govern wat in kerke en gemeentes en in godsdienst aangaan. Wanneer dit illegal gaan raak om die woord Jesus aan iemand te verkondig, en jy gaan tronk toe, wat se laptop het jy, wat se slides het jy, wat se musiek het jy, wat se YouTube het jy om te praise en worship daar binne? Dis my en jou verantwoordelikheid om die aarde, die omgewing, die situasie waarin ons is, te skud met ons lofprysing aan die Here. Want toe Paulus en Silas in die tronk gesit het hulle geloof en geprys en hulle stemme verheef tot die Here. En wat sê die woord het gebeur? Die het geskit. En het oopgegaan. Maar ons moet by daai punt uitkom. Want sien, ek is self skuldig. Want vanoggend lyk die skerm nie te pragtig nie. Die klank klink nie te lekker dit nie. Ek is op tegnies, ek moet dit uitgesorteer kry. Vergewing. Terwyl ek en jy, dood eenvoudig, met 'n vlag in die hand, met 'n stem en 'n lied in die hand, kan sing. En dit hoef nie 'n lied te wees wat geskryf is deur 'n fancy slim Pietie daar iewers wat ons nie eens weet van waar nie. Dit kom uit die hart. Want lofprysing kom uit die hart uit. Want as jy die God binne in jou het, wat onmeetbaar is, met onmeetbare kennis, en die Heilige Gees vuur oor jou het, dan kan jy loof en prys net waar jy is. Dan kan jy die Here loof en prys. Want as jou geestelike oë en oë oop is, kyk jy maar wat die Here vir my gedoen het. En dan loop jy net en sê, ek is so bly, want Jesus het my brood gegee vandag om te eet. Hy het my 'n kar gegee, hy het my 'n werk gegee. Ek slaap nie op straat nie, al loop ek dit en sing, is ek besig om te loof en prys. As ek by 'n winkel instap en met die kassier praat, en ek hoor by haar hoe gaan dit, en sê, man, ek is geseën, want die Here is goed vir my, ek kan hierdie brood koop. Hoe gaan dit met jou? Is ek besig om die Here te loof en prys? Dit gaan nie oor 'n melodie nie, dit gaan nie oor 'n dit nie, gaan nie oor 'n liggie en 'n dit nie. Ja, is pragtig en cute en kooi en al die dinge, maar dis nie waaroor dit gaan nie. As dit nie die Here glorify nie, soek ek dit nie in Jesus naam nie. Dan vra ek, Here, stuur die vuur en brand dit weg in Jesus naam. Jy sien, ons het te gemaklik geraak, want ons het YouTube. Die woord waarsku ons, hy sê in die eindtye gaan mense predikers soek wat die ore so 'n bietjie heuning smeer, né? Maar hoe kan predikers jou heuning om die mond smeer en jou reguit hel toe stuur? Want skielik nou, as jy so die goed gaan kyk op YouTube, dan sien jy hier na 5 minute, die ouens het nie hierdie prediker gelike, hulle is sommer uitgegaan. Want hulle wil die ou hoor wat sê, blessed. Hulle wil soet hê, maar hulle wil nie getuig word nie. Want die oomblik sê mense tuig nie, maar dis nie die ding, jy judge. Ek sit op my werk en planetiere is,
Jy is besig om te praat en jy sien dinge nie reg nie, jy is besig om te aanspreek, hulle swipe net weg nie. Jy voel jy wil, lees dit. Goed. Jy sien die liefde van God, hoe meer het binne in ons begin, hoe meer ons met hom loop, hoe meer vervolmaak het ons. Vir die wat nie verstaan wat dit beteken, want ek moet dit opgenoem het. Vervolmaak is die proses van volmaak. Maaking. Ons sal nooit volmaak wees nie, maar die liefde en die verhouding wat ons met Jesus het, maak ons meer volmaak. Ja, het ons nog foute, maar ons kom daar. Hoe meer ons vervolmaak word in sy liefde, hoe meer liefde kan ons gee. Want weet julle wat is die geheim? En ek luister baie ouens wat op evangelisasie gaan en uitreik in vreemde lande. As hulle 'n menu vat, hulle grootste vriend in 'n vreemde land wat hulle nie kan lees nie, is 'n prentjie of 'n mens. Want dis wat jy gaan eet. Want as dit nie so lyk, weet ek nie of ek dit gaan eet nie. Wat 'n prentjie is ek en jy vir 'n wêreld wat nie verstaan wat dit beteken. Wat 'n prentjie is ek en jy? Dis daai prentjie van liefde regtig ons. Jy sien as daai ek wil dit elke keer 'n hand langer doen, maar as daai helpende hand van die Lisa daar gestaan. Waarheen het hy gekyk? Hy het gekyk na mense. Maar jy sien toe hy opkyk, toe sien hy al hierdie hordes dinge wat instroom, soos ons nou gesê, die pryse en al die goed. Hy sien dit alles instroom en is omsingeld en is oorweldigend. En nou sit hierdie man met 'n probleem. Hy sit seker so half met 'n tipe van 'n anxiety hierso. En dan kom daar seker gelowe wat 'n halwe Jesus aan verkondig en sê, nee, dink jou gedagtes, fokus op niks. Maak jou koffie so skoon as wat jy kan. My woord sê, mediteer op my woord dag en nag, is wat dit sê. Dis 'n halwe Jesus. Want daai selfde mense sal vir jou sê, hy was net 'n profeet gewees. Hy was net 'n heilige man gewees. Maar hulle ontken geheel en al dat hy die seun van God is. Nou, dit het al gekom in Johannes se tyd. Hulle noem dit gnostiek beweging. Dit het begin in dieselfde era, in dieselfde tydperk as wat Christendom gekom het. Nou gaan jy my vra, wat's dit? Dis equivalent aan vandag se New Age. So dis 'n halwe van 'n halwe van 'n halwe waarheid wat hulle aan jou verkoop en iemand vat dit ten volle. Hulle hou daarvan om te sê, maar die root of evil is eintlik die vrou. Ek praat nou spesifiek van daai wat in die eerste eeu geleef het. Hulle sê die root of evil is die vrou gewees. En hulle kan nie wag dat vrouens mans word sodat dinge kan beter raak. Nou wil ons kom sê dat hierdie ABCD+ goeters is nie. Dit kom van die tyd. Daar was nog altyd 'n vermenging van allerhande snert in die Christendom gewees. En die oomblik wat jy heilig probeer lewe, wat jy rein probeer lewe, gaan jy met klippe gegooi word. Gaan jy teëstand kry. As jy nie dit self nie. Jy sien, Elia sê vir hom, en hy leef dit so mooi uit, en dit is wat ek julle wil hê om te motiveer. Hy leef dit so mooi uit. Wanneer hy stap en hy sê, Here, hy het nie eers tyd om vir hierdie ou te sê, man, ek bestraf jou nie. Hy sê, Here, maak sy oë oop. Here, ek los hierdie ou wat sy menslike waarde, sy wêreldse dinge op my probeer pak, laat my oë afkom. Here, maak net sy oë oop, dat hy kan sien hoe verkeerd hy is. Wanneer ons in situasies sit, baase wat skree en vloek en 'n nagmerrie is wat ons baie goed verstaan, en dinge wat regtig, dit voel of jy klop in so by die hel, en dan 10 ure later kan jy huis toe gaan. Nee, daai situasie. Wanneer jy daar is dit nie jou verantwoordelikheid om elkeen te fight nie. Dis jou verantwoordelikheid om vir elkeen te bid dat hulle oë oop gaan en sien wat hulle doen, sodat hulle kan sien wie binne in jou is. Jou verantwoordelikheid is om jou skoon te maak en dan te evangeliseer. Maar ons gaan nie nou rondhardloop vir 10 ure
en 5 minute voor ons huis toe gaan moeilikheid kry omdat die werk nie gedoen is nie. Nee, ons gaan seker maak dat elkeen wat in my kantoor instap, elkeen in wie se kantoor ek instap, weet ek stap nie alleen daarin nie, want meer is saam met my as wat in daai kantoor sit, want elke mag sal sy knie buig voor die naam, voor die heilige naam, voor een naam en sy naam is Jesus Christus, en as hy nie verhoog word nie, sorry, dan maak ek jou stil. Wanneer Aram besig is om sy siele so oor te skiet oor die grens. Sorry as dit te vroeg is. Maar dis wat die vyand doen. Hy skiet net so idee. So in jou gedagte, en hy skiet hom so oor die grens in jou kop. Wie dink dit van die een? Hy lees sy mond weer terug. Wie dink hy is hy nou? Daai. Wanneer hy my siele so besig is om te skiet, is dit ons verantwoordelikheid. Nie swaar, om die skuld op te neem. Om nie net op te neem en ons voete is oop in ons gedagtes nie. Jy sien wanneer jy gaan kyk hoe het die wapenrusting geryk van elke Romeinse soldaat. As daai man onder aanval was en hy het geblok soos dit, het geen gedeelte van sy liggaam uitgesteek nie. Nie sy kop nie, niks nie. Hy was ten volle geblok. Hoe lyk my en jou geloof? Blok het ons ten volle teen die aanvalle van die vyand. Hoe lyk ons verhouding met Jesus? Vat ons 'n halwe Jesus wat aan ons verkondig word, of ken ons die hele Jesus? Want ek soek die hele Jesus, want ek het 'n gat hier binnekant gehad, en daai gat het veroorsaak dat ek epilepsie gehad het, dat ek geruk en skit het sonder beheer, gehad dat ek op depressiepille moes wees, dat ek nog pille moes vat, om van die simptome gehad. Maar die oomblik toe my geloof in Jesus Christus volkome gemaak is, ek weet nie wat die regte woord is, maar die oomblik toe Jesus instap, toe moes hy goed uitvlag. Vandag sê ek vir jou, ek ken nie om wat se siekte jy het nie. Vandag sê ek vir jou, dit maak nie saak wat se probleem jy het nie, hoe jou finansies lyk nie. Die Here roep jou nie vir hoe jy lyk nie. Hy sê kom net, ons sal saam in die probleem werk, want hy maak jou heilig. Maar vandag is dit te maklik vir mense om te sê, weet jy wat, ek het nog 'n paar goedjies om uit te sorteer, dan sal ek na Jesus toe kom. Ek is seker dat die ou wat voordat hy in sy kus neergelê word, dieselfde gesê het. Jy kan nie jouself regmaak, want as jy kon, dan sê jy daar, binnekant, is ek die God. Ek is die God wat hierdie woord kan vorm. Ons laat iemand my weet, dankie. Like en subscribe. Dis eers wanneer ons die groot God ontmoet, die Elohim, die ek is, en nie lees, wat dinge verander. Vanmôre, en dan gaan ek my so maak en van die res nie. Vanmôre, ons in gebed staan, kry ek iets, en ek doen dit. Nog self nie seker het nie. Maar vanmôre, elkeen wat 'n vlag opgevat het vanmôre, die koning Jesus verwelkom in hierdie plek vanmôre. Elke knie moet buig, as daar iets in jou lewe is vanmôre, hier waar jy sit, wat nog nie die knie gebuig het nie, wat hoër geag word as Jesus Christus, te sê ek vir jou is 'n afgod. Waar swaai van my 2 weer weg? Dis 'n afgod. As Jesus nie eerste is nie, kan jy nie kla oor hoe lewe lyk nie. Het jy nie die reg om te sê hoekom lyk my land nie, want jy is deel daarvan. Die wat nie vir ons is nie, is teen ons, het Jesus gesê. Toe die ander manne Jesus verkondig het, toe kom die disippels terug en sê, Jesus, maar hulle verkondig het, toe sê hy wat? Toe sê hy dit duidelik. Hy sê, as hulle nie teen ons is nie, is hulle saam met ons. As iets in jou lewe nie saam met God is nie, is hy teen God, is dit 'n vlek, is dit 'n aanklag, is dit 'n klad op jou naam, wanneer jy voor die koning van konings gaan staan, en daai accuser stap in, gaan hy sê, maar kyk daar. Vanmôre gaan ek gebed doen, om die manne op YouTube tot diens te wees. En dan gaan ek elkeen vra, jy kan fisies opstaan, of jy kan net in jou geestesrelle, die voor koning Jesus kom neersit. Vandag maak reg, want die tyd is min. Want jy sien, toe ek gesien het, hoe lank hoe Heer, het ek dit gesien in my lewe. Kom, sister, hoe lank het ons nog om reg te wees? Hoe lank het ons nog om reg te maak, wat nie reg is in my jou lewens nie? Die tyd is kort, die tyd is nader. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Jesus, Here. En ek sê vir U, dankie vir hierdie woord, dankie vir die seëning wat U vanmôre gebring het, dat ons elkeen woord kan ontvang. Here, ek kom bid vanmôre, Here, dat elke hart, elke persoon wat ingeraak is, elkeen, Here, laat dit op goeie grond geval het. Here, laat dit hope en hope vrug sal gedra het. Here, ek kom bid vanmôre, dat elke knie
wat nie buig nie, Here, sal kom buig voor U. Here, elkeen wat U nog nie ken nie, of wat net 'n halwe Jesus geleer ken het, Here, dat hulle die volle Jesus sal leer ken, dat hulle die volle glorie sal leer ken. Here, U is nie net 'n profeet nie, Here, U is nie net 'n heilige man nie, Here, U is die Seun van die lewende God, wat vlees geraak het op aarde, Here, wat my sondes gevat het, wat kruis toe geloop het, wat aan daai kruis vasgeslaan is vir my, wat op daai kruis gedink het vir my, Here, vir my oorwinning. Ek sê vir U dankie, Here. Maar Here, U het dit nie daar gelos nie. Here, U het die dood en die graf oorwin. Here, en U is die weg, die waarheid en die lewe, en ek wil niemand anders te dien behalwe vir U, Here. En dis my gebed vanmôre oor elkeen wat hier sit, Here, dat ons sal uitgaan. Here, what a glorious day om by U te wees, Here. Dat ons sal weet, dat die oomblik wat ek my oë toemaak op hierdie aarde, is ek by U voete, Here. Ek bid vir daai versekering, en die wat nie daai versekering het nie, Here, dat U die oortuiging sal doen. In Jesus